Hallo, ons gaan weer aan met die klassifikasie van lewende organismes. En soos altyd begin ons met die koninkryke. Monera is bakterieë, Protista is malaria, plankton en alge, en fungi is swamme soos broodmuf en sampioene. Dan het ons plante en diere. So vandag kyk ons na die plante. Kom ons gaan net hier af. Plante. Nou hierdie is 'n mondvol. So, eerstens, plante kan fotosinteer. So, wat hulle doen is hulle verander die ligenergie van die son na chemiese energie wat die diere kan gebruik om van te lewe. So plante is baie belangrik vir ons want hulle gee vir ons kos en hulle gebruik die koolsuurgas wat ons uitasem en hulle maak vir ons suurstof. So plante is baie belangrik. Nou, wat is die voeding? Hoe eet plante? Hulle hoef nie te eet nie, want hulle fotosinteer, hulle maak hulle eie kos. Kan plante beweeg? Nee, jy weet dit mos. Ok, nou kom ons by die moeiliker deel. Die voortplanting is of aseksueel of seksueel. So die aseksuele ding is soos wat ons steggies maak. So, jy vat mos 'n deeltjie, jy breek 'n deel af van 'n plant en dan plant jy hom weer. En dan groei hy net van daar af. So dit is amper soos wat ons aan die heel begin gesê het. Ek gaan sommer op soontoe dat jy kan onthou. Wat ons gesê het, hulle kan in 2 dele maak om nog een te maak. So as jy soos 'n vetplant vat en jy breek net 'n stukkie af en jy plant hom, dan maak hy nog 'n plant. En ons het ook spore. So plante kan ook spore hê. En plante kan sade hê. So met plante kyk ons nie regtig so baie na die steggies nie. Ons kyk meer na die spore en die sade. So, as ons nou verder gaan en ons klassifiseer die plante nou meer, dan het ons plante met spore is mos en varings. So ek het laas mos gesê as jy so op die agterkant van 'n varing se blaar kyk, dan sien jy daai knoppe. En dit is die spore. En dan met die sade kry ons gymnosperm. So dis gym, so dink ek gaan na die gym toe. Gymnosperme. En dit is keelplante. Soos dennebolle. So dennebolle is die plant se keel. En broodbome, ek weet nie of jy al 'n broodboom gesien het nie, maar hulle het ook nie blomme nie. Hulle maak ook net sulke keelerige tipe goeders. So hierdie een het nie blomme nie, hy moet gym toe gaan. Gymnosperm. En dan het ons angiosperm. Angiosperm. En dit is plante wat blomme het. So die sade is binne in die blomme. So as ons nou kyk na die plante, se verdere klassifikasie het ons mosse. Mosse het spore. Ons het varings en varings het spore. Ons het gymnosperm wat nie blomme het nie, hulle het keels en hulle gaan gym doen. En so hulle het sade wat binne in hulle keels is, soos dennebolle. En dan het ons angiosperme wat blomme het. En nou gaan ons 'n stappie verder. Nou kyk ons na hierdie angiosperme en ons breek hulle nog verder in groepies op. So ons het 2 groepe angiosperme. Die een is monokotiel. So onthou ons het gesê mono beteken 1. So monokotiel het 1 saadlob. Ek gaan sommer die byskryf, soos 'n mieliepit.
En dikotiel, so die is 2. So dis soos 'n boontjie wat die saad in 2 stukkies is. So met elke een van hierdie, die plante lyk anders. So monokotiele plante het bywortels. So hulle het klomp wortels wat so uitgaan. En hulle het sagte stingels. Hulle het lang, dun blare, soos daai wat so gaan. En dan op die blare gaan al die are op die blare gaan so parallel op. En hulle blomme is in 3 dele. En ons kry verskillende manlike blomme en ons kry ook vroulike blomme. Maar hulle sit op dieselfde plant, partykeer en partykeer nie. So die manlike blomme is gewoonlik op die stingel en die vroulike blomme is op die stronk. So dink aan 'n mieliestronk. OK. En dan dikotiel, so hulle wortels is penwortels, so een lang wortel wat af in die grond ingaan. Hulle stingels is meer houtagtig, so dis houterig of hout, soos party bome. Hulle blare is meer breë, plat blare, so dis meer groot blare, nie sulke langes nie. En op die blom is elke blom het 'n vroulike deel en 'n manlike deel op dieselfde blom. En dit is dikotiele angiosperme. OK, ek gaan net gou hierso byskryf, boontjies. So, weer 'n keer. Plante het ons plante met spore wat mos en varings is. Ons het plante met sade wat gimnosperm met keels of angiosperm met blomme is. Monokotiel is 1 saadlob, dikotiel is 2 saadlobbe. Goed, kom ons kyk nou hier na hierdie prentjie, want ek het dit so vir jou in lyste geskryf, maar dis ook op 'n prentjie. So jy kan besluit watter een werk die beste vir jou brein om te onthou. So, ons het plante wat nie sade produseer nie, hier aan die kant. En hulle het spore. So ons het mos en ons het varings. Dan het ons plante wat sade het. So daar's 2 tipes van hulle. Gimnosperm, soos 'n broodboom of 'n denneboom, en angiosperm soos 'n blom. En die blomplante is daar 2 groepe, monokotiel en dikotiel. OK, nou kyk ons na die verskil tussen die monokotiele en die dikotiele. So hier is alles blomplante met sade. So monokotiel is 1 saadlob, soos 'n mielie. Dikotiel is 2 saadlobbe, soos 'n boontjie. Hulle wortels is anders. So monokotiel het bywortels. So dis nie net 1 wortel soos 'n pen nie, dis klomp wat by mekaar is. En 'n penwortel is 1 lang wortel wat sy wortels aan die kant het. En dan hulle stingels, so die mielie, die monokotiele 1 saadlob mielie, is groen en sag, en dan die dikotiel is groen en sag, maar dit kan ook hout wees. En as ons kyk na die blare, so onthou ons is besig met angiosperme, monokotiel, dikotiel. So monokotiel, 1 saadlob, se blare is sulke dun, lank, smal blare. En dan gaan die are so parallel. Dikotiel
se blare is anders. So dink net aan 'n normale blaar. So dis breed en plat en dit het sulke netwerke. So dit vertak in verskillende dele in. En dan die blomme, so die blomme van 'n monokotiele plant soos 'n mielie is in 3 dele en ons het 'n manlike blom aan 'n stingel en 'n vroulike blom aan 'n stronk, soos 'n mieliestronk. En dan die kotiel se blomme is 4 of 5 dele. So kom ons kyk gou hierso. Hierdie is 1 2 3, hierdie is 1 2 3 4 5 die blaartjies. En die manlike dele en die vroulike dele is op dieselfde blom. Goed, dit was nou die mondvol van die plante. Spore en sade. So, die volgende video kyk ons dan na die diere.